Dis alles my so lekker en dit is so groot om op Goeie Vrydag te kan bedien, maar dis die hoogtepunt van my bestaan, van 'n nuwe kleintjie bestaan. In die afgehandelde werk van Jesus Christus. En ek glo ons het ander tye in die jaar dat ons vier Kersfees, is die dienste ook altyd vol en al baie mense hier. Maar vir my as gelowige is Paastyd, Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, sekerlik die belangrikste moment vir die werk van die gelowige. En dat Jesus se werk begin het op die kruising, maar dit klaar gemaak het op die opstanding. Daarvoor is ons baie dankbaar en ek wil jou nooi, ek besef 'n klomp mense maak 'n naweek van hierdie en as jy dalk bietjie weggaan, geniet dit. Ek wil jou nooi as jy nie weggaan in die dorp het nie om Sondagoggend 9:00 weer hier te wees vir deel 2 van die afgehandelde werk van Jesus Christus. My tema van die naweek is lewend. Dat Jesus gesterf het, maar ook lewe om ons lewend te maak. En ek wil vandag by 'n gedeelte begin en die van julle wat my die laaste paar jaar leer ken het, sal weet ek hou daarvan om 'n spesifieke deel in die Bybel te bedien en ek gaan dit vandag ook so doen. Maar Goeie Vrydag het Jesus deur sy dood iets kom regkry wat geen godsdiens, ritueel of menslike impak tot op daai stadium kon regkry. Geen mens kon dit doen nie. Dat die werk van Jesus Christus op Goeie Vrydag het nie net 'n pad gemaak vir die sondaar om na God toe te kom nie, maar selfs groter as dit dat God na die sondaar toe gekom het. En dat in een oomblik het die goddelike geregtigheid van God, want God is geregtig, hy sit op die troon van geregtigheid, en dat goddelike genade in albei hande van God se hand vasgehou is, in Jesus se hand, en by mekaar gebring is in 'n moment, dat die wraak van God wat oor Jesus uitgestort is, omdat dit vereis is vir die straf van sonde, maar ook dat die goddelike genade, sy goedheid oor die mens uitgestort word in een oomblik. En dit my en jou deel is vandag. Dit maak dit Goeie Vrydag. Maar wil ek vir ons bietjie iets uitpak, rondom hierdie moment van iets wat spesifiek aan die kruis gebeur het, en die profetiese rede, hoekom dit gebeur het, en die impak wat dit vandag nog op jou lewe het. En ek wil begin met hierdie vraag, as jy maar net geweet het. As jy maar net geweet het. Wie van julle het al ergens 'n ding gekoop op impak, uit emosie? Jou kaart het jou gebrand, daar's een laag agter wat eerlik is. Dis 'n emosionele koopie. En as jy nou gaan stil sit, en jy gaan kyk bietjie na hierdie ding wat jy gekoop het, dan kom jy agter, daar was plekke wat ek het vir 'n beter prys kon kry. En dan sê jy vir jouself, as ek maar net geweet het. As iemand maar net vir my gesê het, of dalk het jou vrou vir jou gesê, wow. En dan sê jy later van, ek het genoeg gesê, go. Go. Maar ek wil vir jou iets sê vandag, dat in die wandel van die gelowige, hoe ons die werk van God sien, en hoe ons die werk van Jesus sien, het genuine 'n groot impak oor hoe jy wandel. As jy dink, dat God nog steeds kwaad is vir jou, en konstant kwaad gaan bly vir jou, gaan jy anders wandel in jou verhouding met die Here. As jy maar net geweet het. En ek wil vandag met hierdie vraag begin, in die grootheid van God se werk aan die kruis, as jy maar net geweet het. En ek het nou nog gebid, ek dink nie ons kan ooit verstaan in ons menslike gedagtenis en ons oortuiging, hoe groot, hoe wyd en hoe diep daai werk is. Maar ek gaan vandag probeer 'n gedeelte van dit vir ons uitpak. In Johannes 19 hang Jesus aan die kruis. En ek gaan een gedeelte van dit lees, daar's twee gedeeltes wat die Bybel na hierdie spesifieke gedeelte toe verwys. Sê Jesus, een van die 7 goed wat hy aan die kruis sê. Nou vir die van julle wat hou van 'n bietjie huiswerk, weer as 'n klomp van julle hier wat hou van selfstudie. Ek kan vandag huis toe gaan en jy gaan Google of 'n AI vra, wat is die 7 goed wat Jesus aan die kruis gesê het? Want hy het 7 spesifieke goed aan die kruis gesê, vir spesifieke redes. En dan kan jy bietjie vir jou eie persoonlike groei in die verhouding met die Here, en jy dit bietjie gaan soek. Wat is die 7 goed wat Jesus gesê het? En ek wil vandag stil staan by een van hulle. Johannes 19 vers 28 sê die volgende: hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors.
As jy jou Bybel sê, ken dit omkring, as jy jou foon het, sit 'n highlight op daai stuk. Sodat die skrif vervul sou word. Belangrik. Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en het op 'n hiesopstingel gesit, en na sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en die gees gegee het, gesterf. Maar jy kan hierdie verwysings, kan jy gaan lees in die einde van Markus, en jy kan gaan lees in die einde van Lukas, sowel as Matteus. Maar ek wil net vir 'n oomblik, die van julle wat al bietjie die sirkelroete saam met my geloop het, ek wil net vir 'n oomblik hierdie stuk onthou. Ons gaan nou 'n sirkelroete vat deur die skrif. Oor hoekom sou Jesus, een van die goed, wat Jesus aan die kruis sê, om die skrif te vervul, hoekom sou hy sê, ek het dors. Ek het dors. Sal ek tree teruggee. Johannes 4. Johannes 4 is jy die Bybel al bietjie gelees het, sy agterkom, Jesus het in Johannes 4, by 'n vrou by 'n put uitgekom. En hy stuur sy disippels die dorp in, om kos te gaan haal. Maar hy bly sit by die put, want hy het 'n afspraak met iemand. Sy weet dit nog nie, maar hy het 'n afspraak met iemand. Die Bybel sê teen middag, en die vrou by die put opgedaag om te kom water skep. Dit is 'n baie interessante rede, hoekom hierdie vrou teen middag by die put kom water skep het. Teen middag, by die put, was die put leeg. Nie van water nie, daar was nie mense daar nie. Want in die gebruik, hoe hulle na die putte gewerk het, was die put, was die kuierplek van die dorp. Kyk, so in die oggende het die dorp na die put toe gegaan, het gaan water skep vir die water se gebruik vir die dag, dit wat hulle nodig gehad het. En dan het almal gekuier, lekker gesels, 'n bietjie skindernuus vertel, wat het gedoen, wat het gebeur, wat gaan aan, wat sien nuutste koringpryse, gaan dit vir die soja, verstaan al die goed, dan hulle nou hulle goedjies gesels, hulle het water gekry, dan almal aangaan met 'n dag. En wanneer die son begin sak het, dan het hulle weer teruggegaan na die put toe en hulle water gekry vir die aand. So hierdie vrou het 'n baie spesifieke rede, hoekom sy nie by die put wil wees nie, want daar's nie mense nie. En toe wag nie enige mens nie, die mens wag toe nou vir haar. Kyk wat gebeur, ons stel die storie op, hier van vers 7, jy kan gaan op vers 10 nog, saam met ons lees in Afrikaans en die Engels. Daar kom 'n vrou uit Samaria, om water te skep, en Jesus sê vir haar, geef my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is vir my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie. Hulle meng nie. Hulle het nie baie van mekaar gehou nie. Soos Jeffrey's Buyers en Dispatcher. Sien, jy het dit gesê, ek het dit nie gesê nie. Mense kom sê vir my goed met Dispatcher, dit was nie ek nie, dit was julle vandag. Okay. Niemand gaan daai op my kom vaspen. Ons het nie interaksies met mekaar nie, ons vermy mekaar. Vers 10, hier is die vraag waarmee ek begin het. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie dit is wat vir jou sê, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. So Jesus kom en hy sê vir die vrou, as jy net geweet het, wie nou voor jou staan, sou jy vir hom water gevra het, en hy sou vir jou water gegee het. Net wat sê die vrou sê vir hom, Here, u het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep, waar vandaan kry u dan hierdie lewende water? U is nog nie groter as ons vader Jakob, wat die put vir ons gegee het, en selfs daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry. Sal in ewigheid nooit dors kry. Maar die water wat ek hom gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. So Jesus kom sê vir haar, die water wat ek vir jou gee, is water wat maak, jy word nie meer dors nie. En dan sê sy op, hoe word ek nie dors nie? Want daai water word 'n fontein binne jou, dit word twee goed, 'n fontein binne jou, en dis nie net 'n fontein binne jou nie, dis water wat lewe gee, tot in die ewige lewe, of tot in die ewige. Dis 'n onuitputbare bron van lewe wat in jou is. Maar wie gee die lewende water? Hy verwys na homself, né? So ek wil hê nou hierdie profetiese aksie sien. Jesus verwys na homself,
as jy geweet het wie ek is, as jy geweet het wie dit is wat voor jou staan, as jy maar net geweet het, sou jy vir my gevra, en ek sou vir jou water gegee, en daai water sal 'n fontein word binne in jou, tot in ewige lewe. Nou kry jy hierdie paradoks hier wat so te mekaar staan, waar Jesus 'n paar hoofstukke later hang hy aan 'n kruis en hy roep uit, ek het dors. Nou as jy wil bietjie sak en sê maar, Renier, hoe is dit moontlik dat die een wat lewende water is, die een wat lewende water gee, hoe is dit moontlik dat hy aan die kruis kan hang in sy eie pyn, in sy eie smart en hy roep self uit, ek het dors. En ek dink hierdie dors is nie soos ek het geroep het nie, ek dink dit was dalk 'n bietjie meer van 'n desperate dors. Dis 'n dors wat hier binne sit, as jy om so dors word, dat jy droog is tot in jou maag. Ek soek net iets om te drink nie, ek is uitgedroog. Dis wat Jesus uitroep. Hoekom sou hy dit uitroep? Ek is so bly jy vra my. Ons gaan nou kyk. Nou gaan ons weer terug gaan na die Ou Testament. Onthou, Jesus roep uit, ek het dors om wat te doen? Die woord te vervul, die skrif te vervul, hè? Goed. Eksodus 17. Eksodus 17 is een van die groot wonderwerke van die Ou Testament. Van die groot trek, van die mense op pad na Israel. Hulle kry hulle self, kom ek lees dit vir jou. Daarom het die hele vergadering, dis nou die Jode, die Joodse nasie, is op pad na Israel, van die kinders van Israel, volgens die bevel van die Here, van plek tot plek in die woestyn sin getrek, en laar opgeslaan by Rafidim. Wat beteken die woord Rafidim? Nou weet jy my vraag, gaan vir jou sê. Rafidim beteken, waar ek vir jou rus gaan gee. Kyk, belangrik, onthou ons werk met profetiese beelde. Rafidim beteken, waar ek vir jou rus gaan gee. So God het die volk opdrag trek tot hier stop. Want hierdie plek is waar ek vir jou rus gaan gee, maar kyk wat gebeur met hulle. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Ag nee. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle en sê, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water. En die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het jy ons dan in Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom? Toe het Moses die Here aangeroep. Wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. Hulle was net 1 graad weg van om tyres aan die brand te steek. Skien ek prent, hulle was op het, hulle was warm. Hulle is dors. Hy gaan na die sê, Here, hier is nou moeilikheid. U het gesê ons moet trek na 'n plek waar hy vir ons gaan rus gee. Jy sê rus hier nie. Hulle gaan my nou stenig. Dis moeilikheid. En die Here het Moses geantwoord, trek vir die volk uit en neem van die oudstes van Israel saam met jou. En neem jou staf, waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan. En daar sal water uitkom. En die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. En die plek Massa en Meriba genoem vanweer die twis van die kinders van Israel. Omdat hulle die Here versoek het te sê, is die Here in ons midde of nie? Jy moet die prentjie sien. God bring sy volk na 'n plek en sê, maar ek gaan hier vir julle rus gee. In hulle persoon dadelik, daar is nie water nie. 'n direkte behoefte wat hulle nodig het. Hulle gaan na Moses toe sê, Moses, ons moes hier in Egipte gebly het. In ons ou wêreld, ons ou lewe, dis altyd 'n beeld van my ou sonde, my ou natuur. Ek moes net daar gebly het, want hier gaan ek dood van die dors. God sê vir Moses, vat jou staf. Belangrike profetiese beeld. Want die staf van Moses was om God se oordeel uit te spreek oor Egipte en om God se wonders te doen, hierdie twee goed. Om sy oordeel uit te spreek en om sy wonders te doen. Dit was die voorbeeld van hierdie staf. Hy sê, vat hierdie staf en dan gaan slaan jy die rots by Horeb en dan gaan water uitkom en almal gaan drink. En Moses doen dit. Hy slaan die rots en water loop. En almal drink. En hy sê, hy noem die plek, hier is waar julle met die Here beklei. Maar God se hart was, daar waar die rots geslaan word,
En die prentjie van Moses, daar waar die rots geslaan word, daar gaan julle rus kry. Rus vir julle siele, water vir julle diere. Genoeg om van te leef. En dan so 38 jaar later, dis 'n hele rukkie later. Nou as jy nou bietjie die Midde-Ooste se kaart gaan sien, dan gaan jy sien uit hulle eie sonde het Moses en die volk so bietjie van hulle kompas verloor. So hulle doen sulke sirkelroetes. Hulle is net daar die hele tyd aan die gang. So 38 jaar later vind ons hierdie mense nog steeds in die woestyn. In 'n storie, as jy bietjie teologies gaan kyk, wat hulle nie noodwendig langer as 2 jaar sou gevat het om by die beloofde land te kom. Kry jy die mense nog steeds in die woestyn? Nou is hulle in die woestyn weer en 38 jaar dan hier kom dit weer, hulle het nie water. En daar was geen water, Eksodus Numeri 20. En daar was geen water vir die vergadering. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom. Mense is weer opgewerk, hulle is kwaad. Moses loop oog. Vers 6 sê die volgende van Numeri 20. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg aan die ingang van die tent van samekoms. En hulle het op hulle aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. Nou is heerlikheidsreeks net klaar gemaak. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het met Moses gespreek en gesê. Nou dit dan klaar is 'n groot voorreg. God self praat met Moses. Neem die staf en laat die vergadering bymekaar kom, jy en jou broer Aaron. En kyk wat sê hy hier. En spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee. So moet julle dan vir hulle water in die rots laat vloei en die vergadering, vir die hele vergadering en vir hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het, en Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom. Hier staan hulle weer. En hy het vir hulle gesê, hoor tog julle wederstrewiges, julle moeilike mense. Moet ons vir julle water uit die rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Nou jy kan op jou eie tyd vers 12 en 13 gaan lees. Die opsomming van vers 12 en 13 was, God kom en hy kom straf vir Moses en Aaron. Hy kom sê vir hulle, omdat julle gedoen het wat julle gedoen het, gaan julle hierdie volk nie invat by die beloofde land. Die land wat beloof is, wat julle gaan by ingaan, julle gaan hulle nie inlei, omdat julle hierdie rots geslaan. Nou moet jy vir jouself vra, Renier, dit is eintlik 'n verskriklike straf vir 'n Moses en 'n Aaron wat die volk uitlei. Daar's 'n liedjie oor dit. Moses, Aaron, julle moet die volk uitlei. Kyk, as jy hom nie ken nie, is jy nog nie lank genoeg op Pinkster. Kyk, ons gaan op jou leer. Hulle slaan 'n rots. En God sê vir hulle, omdat julle nie gedoen het wat hy gesê het nie, gaan julle nie die beloofde land ingaan. Nou wonder jy, hoekom is dit so? Kom ek sê vir jou, want God was besig om 'n profetiese beeld te posisioneer, sodat die mens iets van Jesus Christus se werk aan die kruis gaan verstaan, en oordentlik gaan verstaan. Want jy sien, die staf van Moses was wat? Dit was die oordeel van God om sy grootheid te openbaar. God bring sy mense na 'n plek waar hy sê, ek gaan vir julle hier rus gee. Hier word 'n rots geslaan. Sê jy nou die begin die prentjie sien. Hier word 'n rots geslaan, en as die rots geslaan word, gaan die water uitloop en vir jou rus gee. En 'n tweede keer vind hulle self. Hulle is dors. Hulle het nie water nie. En God sê vir Moses, nou gaan praat jy net met die rots. Nou gaan praat jy net met die rots. Die rots hoef nie nou geslaan te word nie. Praat net met hom. En Moses stel vir 'n tweede keer die staf van oordeel, wat die grootheid van God openbaar, en hy slaan die rots 2 keer. En die Bybel sê, en baie water het uit hom uitgeloop. Die rots het nog steeds sy water gegee. Maar dis nie wat God gesê het nie, kyk. Hoekom is dit so belangrik dat die rots 1 keer geslaan word, en daarna praat ons net met die rots, sê hy vir Moses. Want dis die beeld van die werk van Jesus Christus.
Jesus Christus, terwyl hy aan die kruis hang, word net een keer geslaan. Die oordeel van God word gevel. Die wraak van God word oor hom uitgestort. Die volle vereiste van sonde word betaal. Soveel so, dit het donker geword as gevolg van die duisternis van sonde. En die oomblik toe daai werk klaar is, en is afgehandel, wat gebeur nou? Nou het ek dors. En wat wil God posisioneer as 'n profetiese beeld? Nou kan jy na die rots toe kom, en jy vra net die rots vir water. En die rots sal sy water vir jou gee. Gaan dit weer sê, die rots is net een keer geslaan, 1 Korintiërs 10 vers 4, jy kan dit gaan lees. Paulus skryf die hele ding oor die opbou van die werk van Moses en die mense en die volk. En dan in vers 4 noem hy dit, hy sê die rots waar hy hulle gedrink het. Staan daar nie gedink. Die rots waar hy hulle gedrink het, was eintlik Jesus Christus. Hulle gedink hulle drink het uit 'n rots, maar dis eintlik Jesus Christus, hierdie beeld van voorsiening. Ek gaan vir jou rus kom gee. En nou hoef die rots nie weer geslaan te word nie. Dan begin jy verstaan hoekom die straf vir Moses en Aaron so groot was. Jesus Christus gaan nie 'n tweede keer geslaan word nie. Want sy werk is finaal en afgehandel. Dis hoekom hy uitgeroep het, dit is volbring. Die volle vereiste van die prys is betaal. Nou kan ek en jy as 'n gelowige net kom en ons kan kom vra. Daar is nie die offer nie, hy hoef nie geslaan te word nie. Daar is nie pyn nie nodig nie. Alles is gedoen. Dan begin jy vra dit, dan begin jy verstaan hoekom in Hebreërs 4 skryf die skrywer en hy sê maar as jy gedink het Moses en sy mense het al in die rus van die Here ingegaan, hulle het nog nie, dit was net 'n beeld. En dan skryf hy later, hy sê want nou kom met vrymoedigheid na die troon van genade. En kom ontvang genade op die tyd wat jy nodig het. Gaan in die ware permanente rus van God in. Dan begin ons die prentjie van dit verstaan. Jy sien hierdie profetiese beeld van die kruis, is hierdie prentjie van 'n Jesus wat by 'n vrou staan en sê, as jy maar net geweet het wie ek is, as jy maar net geweet het wie nou voor jou staan, dan sou jy vir hom gevra het. En hy sou vir jou lewende water gegee het, wat 'n fontein bring, en dit is net 'n fontein nie, maar dit is 'n fontein wat jou gaan hou tot in die ewige lewe. En ek wil vir jou sê vandag kerk, as jy 'n gelowige is, jy dra 'n fontein van jou in jou van Jesus Christus, wat saam met jou is, tot in die ewige lewe. Amen. En die belofte van Jesus is die wat myne is, en hy sê in Johannes 6 begin, en dis die een keer, en dis nie die enigste keer wat hy daarom verwys sê, is die wat myne is, ek hou hulle vas en ek verloor nie een van hulle. Wat 'n belofte. Jy sien hierdie beeld van wat met Moses gebeur, met die volk gebeur, by hierdie plek met die naam van Rafidim is ek gaan vir jou vrede gee, want by die plek waar ek vir jou gaan rus gee, gaan 'n rots geslaan word, en jy gaan water kry. En as jy jouself ooit weer, ek gaan myself herhaal, as jy jouself ooit weer op 'n plek kry, waar jy dors het, kom vra net, en die water sal loop. Ek weet nie waar jy vandag is, en jy weet. Daai rots is geslaan. En as jy jouself ooit weer op 'n plek kry, dis dalk vandag, waar jy sê, Here, ek het dors. Hier is die water nie vir my. Ek weet nie hoe my lewe uitgedraai het, hoe dit uitgedraai het nie. Ek weet nie hoe ek gekom het nie. Ek het verdwaal. Dan is hierdie profetiese deel. Kom na die rots toe en vra vir hom vir water. En hy beeld wat moes gebeur, wat Moses en Aaron gemis het, dan gaan die rots vir jou al die water gee wat jy nodig het. Meer as genoeg, sodat jy kan leef. En nou kom die vraag. Jesus hang aan 'n kruis. Die profetiese beeld van Exodus en Numeri. Die rots wat water gee, in 1 Korintiërs 10 vers 4, maar hy hang self aan 'n kruis. Hoe is dit moontlik dat Jesus self aan 'n kruis hang en hy roep uit, ek het dors. Filippense 2 vers 6 sê dat Jesus Christus het dit, wat in volle gestalte was van God, het geen roof geag om aan God gelyk te wees. Weet jy wat sê hy?
Verskriklike mooi ding wat hy daar sê. Jesus Christus het homself ontledig en homself verneder aan die dood. Ja, die kruisdood. Wat beteken die woord ontledig? Nie Afrikaans gaan. Sorry? Om leeg te maak. Die wat Afrikaans gegeet, is dit waar? Dis waar. Paulus kom gee vir ons 'n bietjie insig oor Jesus se hart. Wat hy vir daai vrou by die put gesê, wat eintlik maar baie keer 'n beeld van ons almal is. As jy maar net geweet het wie nou voor jou staan, sou jy gevra het en hy sou vir jou gegee het lewende water. Maar hoe is dit dat die een wat lewende water is, selfs aan die kruis hang en sê hy het dors? Ek wil hier so staan by hierdie beeld wat vir ons uitgebeeld het, hierdie kruis met 'n rots en water wat hier uitloop. Ek wil met iets nou sien in die gees. Jesus hang aan die kruis en hy roep uit, hy sê ek het dors. In kerk verstaan jy wat het in daai oomblik gebeur. Die rots is oopgebreek en uit hom is strome en strome op strome op strome besig om uit te bars uit die kruis uit in die gees. Dit loop in alle rigtings. Dit loop in die verlede, dit loop vir die mense wat om die kruis staan, dit loop in die toekoms in vir waar ek en jy onsself gaan bevind. Is daai water besig om te loop en dit loop en dit loop en dit loop, want hy het homself ontledig. Hy het homself leeggemaak van die lewe wat in hom was. Hy gee dit alles uit, sodat die wat dors het kan kom en sê ek het dors, ek het rus nodig. En die kruis is ons raffieding, is ons plek waar ons rus kry. Kerk, dit is hoekom dit goeie Vrydag is. Want dit is strome, op strome, op strome. As jy kyk wat sê 2 Petrus 3, hy sê hy het selfs na die werk het hy afgesak in die mense wat voor hom gesterf het en homself vir hulle gaan wys sodat hy kan weet hy is die redder. Daai strome van lewende waters loop in alle rigtings. Die rots van die eeue word geslaan, hy word gebreek en hy hang aan die kruis en nie een druppel lewende water hou hy terug. Selfs soveel sodat hy uit sy vlees uitroep, ek het dors. Vat my terug na die storie toe van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei. Sy sê as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, weet ek sal hy my genees. En toe sy dit doen, wat sê Jesus? Wie het aan my geraak? Want krag het uit my gegaan en die disippels sê, maar Here, hoe kan jy dit vra almal raak aan U? Maar daar was iets van 'n God van homself begin gee. En in die profetiese beeld van die kruis hang die rots. En dit die profetiese beeld al begin met Moses skryf in Eksodus 10 vers 4 jaar uit. Hy is geslaan, die wraak van God het hom verbrysel. In Jesaja 3:5, jy kan dit gaan lees. Onherkenbaar. Selfs dit was so erg, God self kon nie eens meer kyk. Dit was verskriklik. In die gees, in hierdie gekraakte barste rots, is daar besig om strome te loop. En dit 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 loop. En almal wat dors het, mag kom. Almal wat dors het, kan kom drink. Almal wat nie het nie, kan kom kry. En jy vind jouself dalk vandag. Here, ek het al water gedrink. Ek het dit al geproe. Hy hoef nie weer geslaan te word. Jy hoef nie weer geslaan te word. Kom praat net met die rots. Kom praat net met die rots. Jesus roep uit, ek het dors, sodat jy nooit weer hoef dors te kry. Hy roep uit, ek het dors, sodat jy nooit weer hoef dors te kry. Sodat elkeen wat dors het, kan kom drink. Berdien, is jy naby? Ons Berdien, kom speel saam met ons.
Sunder as ek dink, as Jesus dit nie sou gedoen het nie, wat sou van my en jou word? Ek teruggaan na die beeld toe van die vrou by die put. En haar eie smart, en haar eie skande, ja, en haar eie sonde, moet sy middag na 'n put te kom en kom water haal, want sy wil nie mense moet hulle sien nie. Moet daar sien die mense, wat daar ken, gaan weer skinder, hulle gaan, maar daar's iets aan haar lewe. En Jesus kom sê vir haar, as jy maar net geweet het, wie nou voor jou staan, sou jy vir hom gevra het, en hy sou vir jou water gee. Ek wil vandag weer opnuut vir jou kom sê, as jy net geweet het, wie nou voor jou staan, sal jy hom vra, Here, gee my water. En hy sal. Hy sal. Maar my uitnodiging aan jou vandag is, gaan jy hom vra. Want op daai dag toe hy uitgeroep het, ek het dors, ontledig hy homself van al die water, elke druppel bloed, gee. En hy self begin uitroep, ek het dors. Want ek weet, daar's mense wat agter my is, mense wat nou om my staan, maar daar's er in hier klein spin, en 'n Saal Du Plessis, en 'n Mioni, wat nog gaan kom, wat gaan dorsie, en 'n Attie, wat gaan dorsie, en 'n Nico, wat gaan dorsie. En ek kan niks, ek gaan myself ontledig, sodat hulle kom na 'n plek toe waar hulle rus nodig het, dat hulle dit gaan kry. En ek wil vandag vir jou sê, daar is genoeg water vir jou om te drink, by die kruis van Jesus Christus. Daar is genoeg vir jou, om jou dors te les, en dit word 'n fontein hier binne jou, wat jou gaan hou tot in ewige lewe. As jy maar net geweet het, wie die gawe van God is, en sy Seun Jesus Christus, wat nou voor jou staan, wil ek jou nooi, vra hom. Hy sal vir jou gee. Ek gaan jou vra om saam met my te staan, ons gaan vir 'n tyd net ingaan in gebed doen. Die rots is een keer geslaan, en dit was genoeg. Nou kan jy net met hom kom praat. Nou kan jy net vir hom kom vra. En ek gaan vir jou op jou eie tyd. Wat ek al die dors is wat jy in jou gemoed dra vandag. Kom vra. So Here, lewende water. Lewende water. Ek wil nie meer gryp en smag na tydelike dinge nie. Ek wil nie meer vasgevang sit in my ou lewe nie. Ek wil klaar maak met die ou mens, maak ek nie. Ek het lewende water nodig. Water wat my sal hou, wat ook al jou behoefte nou is. Die uitnodiging van die kruis is, hy is klaar geslaan. Nou kan jy net kom vra. Hy het uitgeroep, ek het dors, sodat daar genoeg vir jou is om te drink. So vra hom nou, wat ook al jou behoefte is, as jou hande belig, jy so.